Hallo en welkom by hierdie eenheid oor die hersiening van vorige literatuur vir jou navorsing. In hierdie module sal jy leer hoe om 'n omvattende literatuuroorsig uit te voer wat nie net bestaande werk ondersoek nie, maar jou ook help om gapings te identifiseer en jou eie studie te regverdig. Deur gebruik te maak van sleutelriglyne uit hoofstukke 8, 10 en 20, sal ons jou deur effektiewe strategieë lei vir die soek, analise en sintetisering van akademiese bronne, sodat jy 'n duidelike, geloofwaardige en dwingende fondament vir jou navorsingsprobleem, vraag en doelwitte kan bou. 'n Omvattende literatuursoektog behels die gebruik van akademiese databasisse, tydskrifte en wetenskaplike bewaarplekke om relevante bronne te vind. Maak seker dat jou literatuursoektogbronne huidig, geloofwaardig en direk verband hou met jou navorsingsonderwerp. Byvoorbeeld, 'n literatuursoektog oor digitale leer moet studies oor digitale pedagogie, leertegnologieë en studentebetrokkenheid van betroubare onderwystydskrifte insluit. Die evaluering van die literatuur beteken om bronne krities te assesseer vir hul metodologieë, bevindinge en relevantie tot jou navorsingsprobleem. As deel van literatuurevaluering, soek na tendense, teenstrydighede en gapings tussen verskeie studies. 'n Voorbeeld van die evaluering van literatuur sou wees om studies oor klaskamertegnologie te vergelyk om areas van ooreenkoms en onderwerpe wat verdere navorsing benodig te identifiseer. Literatuursintese behels die kombinasie van insigte uit verskeie studies om 'n duidelike prentjie van die navorsingslandskap te skep. Gebruik literatuursintese om te wys hoe bestaande navorsing jou eie navorsingsvraag en doelwitte of hipoteses beïnvloed. Om 'n samehangende argument te bou beteken struktureer jou oorsig om van algemene agtergrond na duidelik geïdentifiseerde navorsingsgapings te beweeg. Maak seker dat jou navorsingsverhaal uitlig hoe bestaande literatuur die behoefte aan jou studie regverdig en jou fokus lei. 'n Paar praktiese wenke vir die strukturering van jou literatuuroorsig sluit in die gebruik van subopskrifte en tematiese afdelings om duidelikheid te verbeter. Elke gestruktureerde afdeling moet die hersiene literatuur aan jou navorsingskomponente koppel, soos die probleem, vraag of doelwitte. Jy kan byvoorbeeld jou literatuurintegrasie struktureer rondom temas soos implementeringsuitdagings, voordele en uitkomste in digitale leer en dit aan jou navorsingsfokus koppel. Om af te sluit, onthou dat 'n sterk literatuuroorsig meer doen as om bestaande studies op te som. Dit skep 'n goed gestruktureerde narratief wat jou navorsing binne die breër akademiese gesprek raam. Deur die benaderings wat in hoofstukke 8, 10 en 20 uiteengesit word, toe te pas, sal jy toegerus wees om na relevante bronne te soek, hul waarde krities te analiseer en dit te integreer in 'n samehangende argument wat jou navorsing ondersteun. Hierdie deurdagte interaksie met vorige literatuur verseker dat jou werk beide gegrond en betekenisvol is en die belangrikheid daarvan in jou veld beklemtoon. Dankie vir die kyk en sterkte met jou navorsingsreis.